bevestig en ons lees daarom vanaand die wisselformulier vir die bevestiging van ouderlinge. Gemeente van ons Here Jesus Christus, God gebruik mense om sy werk in die kerk en in die wêreld te doen. Daarvoor rus die Heilige Gees gelowiges met die gawes vir hulle dienswerk toe. God roep ook sekere mense om besondere dienswerk te verrig. Die Bybel getuig dat hierdie dienswerk van vroeg af in die kerk bestaan het. Hierdie bedieninge het onder andere gestalte gekry in die verkondiging, die gee van leiding en versorging. Dit het ontwikkel tot die ampte soos ons dit vandag ken, naamlik die ampt van predikant, ouderling en diaken. Om hulle dienswerk te verrig, behoort ouderlinge en diakens die woord van God ywerig te bestudeer, eredienste getrou by te woon en in toewyding aan God te lewe. Daarom roep ek vanaand graag na vore vir T.C. Kronee en ook so vir Chanel Skuman. Soos 'n herder moet ouderlinge met hulle dienswerk die gemeente voorgaan, in geloof met liefde versorg en oor almal se leer en lewe opsig hou. So begelei ouderlinge die gemeente om hulle lewe aan God te wy. Die ouderlinge se dienswerk behels ook om die predikant te ondersteun, die gemeente te begelei en te bestuur en om middele te vind wat die voortgang van die evangelie in die wêreld bevorder. Deur hierdie diens van die ouderlinge rus Christus die gelowiges toe om mee te werk aan die opbou van sy liggaam. Geliefde broer en suster, God het u deur sy gemeente geroep om die dienswerk wat aan u voorgehou is te verrig. Voordat u as ouderling bevestig kan word, moet u eerlik op die volgende vrae antwoord. Daar is 3, ek gaan al 3 lees en dan kan julle antwoord. Glo u dat God u deur die gemeente tot hierdie dienswerk geroep het? Glo u dat die evangelie alles wat vir ons verlossing nodig is, bekend maak, soos belig in die belydenis? Beloof u om hierdie werk getrou en met toewyding te verrig en om deurlopend daaroor verantwoording te doen? Wat is hierop die antwoord? Mag die almagtige God aan julle sy genade gee, dat julle in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam mag wees. Amen. Ouderlinge, verrig u dienswerk nederig, met geduld en in liefde, toegewyd en afhanklik van God. Bid voortdurend dat God u deur sy Gees vir die dienswerk sal toerus, lei en bystaan. Gemeente, ontvang hierdie ouderlinge, respekteer en ondersteun hulle en voorsien ook vir hulle die nodige middele om hulle dienswerk te kan verrig. Deur dit te doen, sal ons in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe, die Heer en die hoof van sy kerk. Uit ons eie uit het ons nie die vermoë om dit te doen nie. Laat ons daarom ook vir God altyd vra, deurlopend in gebed, om by ons te wees. Ons gaan dan nou af om aan die nuwe ouderlinge 'n handdruk van geluk te gee en dan moet julle asseblief omdraai sodat ons ook vir julle die seënbede kan sing.
Geliefdes, ons het teen God gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sonde en liefdeloosheid. Hoor die wet soos wat Jesus dit opsom in Markus 12 vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle beredeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom, wat is die heel grootste gebod? Jesus antwoord hom, die eerste is, luister, Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. In Johannes 2 vers 1 verseker God ons dat hy ons vryspreek en as een van ons sondig. Ons het Jesus Christus, die regverdige as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drie enige God. Kom ons bely ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het by die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Nou dat ons geloof bely het, laat ons die Here eer met 'n lofsang. Kom ons sing Psalm 109 vers 19 vers. Heer met my hele hart, kom sing ek 'n lofsang. Ek wil groet die genade vertel en oor al die lydensdade. Heer met my hele hart, kom sing ek 'n lofsang. Ek wil oor U altyd bly en vrolik wees. Ek wil U naam besing. Ek wil oor U altyd bly en vrolik wees. Ek wil U naam besing. Ons lees vanaand vanuit 2 Samuel 12 vers 13 tot en met vers 25. Toe sê Dawid vir Nathan, ek het gesondig teen die Here. En Nathan sê vir hom, die Here het jou sonde vergewe. Jy sal nie nou sterwe nie. Maar omdat jy deur hierdie daad die vyande van die Here aanleiding gegee het om hom te laster, sal hierdie selfde kind wat vir jou gebore is, sterwe. Nathan het toe huis toe gegaan en die Here het die kind wat Uria se vrou vir Dawid in die wêreld gebring het getref. Die kind het ernstig siek geword. Dawid het tot God gebid vir die kind. Hy het hom verootmoedig deur aanhoudend te vas, om terug te trek en op die grond te lê. Die hoofde van sy huishouding het hom probeer oorreed om van die grond af op te staan, maar hy wou nie. Hy het nie saam met hulle aan tafel verskyn nie. Op die 7de dag
het die kind gesterwe. En Dawid se amptenare was bang om hom te vertel dat die kind dood is. Hulle het gesê, en nou, toe die kind nog gelewe het ons met die koning gepraat, en hy het nie na ons geluister nie. Hoe kan ons nou vir hom sê die kind is dood? Hy sal 'n onbesonde ding aanvang. Dawid het agtergekom dat sy amptenare onder mekaar fluister, en hy het afgelei dat die kind dood is. Is die kind dood? Het Dawid gevra. Hy is dood, was hulle antwoord. Toe het Dawid van die grond af opgestaan. Hy het gaan was, reukolie aangesmeer, aangetrek en na die heiligdom toe gegaan om te bid. Hierna is hy huis toe en het hy vir kos gevra. Hulle het hom 'n ete voorgesit en hy het geëet. Sy amptenare vra hom toe, wat doen jy nou? Toe die kind nog gelewe het jy gevas en gehuil. Nou dat die kind dood is, staan jy op en eet. Sy antwoord was, terwyl die kind nog gelewe het hy gevas en gehuil, want ek het gedink, wie weet, dalk is die Here my genadig, en dan sal die kind lewe. Maar nou is hy dood. Waarom moet ek nog vas? Kan ek hom na my toe laat terugkom? Ek gaan na hom toe. Hy kan nie na my toe terugkom nie. Daarna het Dawid sy vrou Batsheba getroos. Hy het by haar slaapkamer ingegaan en by haar geslaap. Sy het 'n seun in die wêreld gebring en Dawid het hom Salomo genoem. Die Here het hom liefgehad en het hom deur die profeet Nathan Jedidja laat noem. Dit beteken, die Here het hom lief. Ons lees tot sover vanuit die woord van die Here. Wanneer ons kyk na hierdie gebeure, is daar 'n baie belangrike deel wat ons in gedagte moet hou. Dawid het tydens 'n tyd wat die volk van Israel in oorlog gewikkeld was, het hy op die dak gaan rondloop. Vanaf die dak het hy 'n vrou sien bad. Hierdie vrou se naam is Batsheba. Dawid het navraag gedoen, uitgevind wat is haar naam en haar na hom toe laat kom. In daardie tyd het dit so gewerk dat as die koning jou laat roep, kon jy nie weier nie. Dawid het met Batsheba geslaap, sy het swanger geword. Sy het vir Dawid laat weet daar is 'n probleem, want haar man gaan uitvind en hy is op die gevegslinies, hy is in die oorlog betrokke. Dawid het Uria laat huis toe kom, maar die getrouheid en die lojaliteit van Uria het gemaak dat Uria nie huis toe kon gaan, terwyl die ander manskappe op die veld slaan. Uria het nie na sy huis toe gegaan nie. Batsheba het Dawid laat weet. Die probleem bly steeds 'n probleem. En Dawid het vir Uria 'n brief gegee om na die bevelvoerder te neem. In hierdie brief was die opdrag: stuur Uria na die voorkant van die oorlog en val aan. En wanneer daar aangeval is, trek terug sodat Uria kan sterf. Hiermee nie net Uria se dood nie, maar ook die manskappe wat saam met Uria voor was, se dood in 'n brief, in 'n bevel van die koning. Uria het gesterf. Batsheba en Dawid het getrou en die seun is gebore. Die hele probleem is toegesmeer, maar ook nie. Die profeet Nathan kom na Dawid toe met 'n oordeel. En Dawid weet, hy het gesondig teenoor die Here. Dawid weet, hy is skuldig. En Dawid weet, hy kan niks vir God wegsteek nie. En die kind sterf. En dit dan nou die gedeelte wat ons gelees het. En daarom gaan ons vanaand kyk na elkeen van die hoofname van hierdie persone. En altyd deur, hou in jou agterkop, hou in jou gedagtes, jou eie naam. Wat beteken jou eie naam? Wat se konnektasie het jou eie naam? Daarom die eerste naam waarna ons kyk, is die naam van Dawid. En Dawid se naam is 'n sterk naam.
Dis 'n naam waarvan ons baie weet, baie leer. En in die Ou Testament is Dawid se naam een van die top 10 bekendste name. Dawid wat die Psalms geskryf het. Dawid kom voor in die kinderbybel. Dawid wat gestaan het teen Goliat die reus. Dawid wat gekies is as koning. 'n goeie koning. Die volk wat gesing het, Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid het sy 10.000e verslaan. 'n musikant, 'n vegter, 'n gelowige. Die Nuwe Testament sê van Dawid dat hy 'n man na God se hart was. Maar hier dieselfde Dawid, assosieer ons ook met fout. Dawid wat meer as een keer foute gemaak het. Dawid se grootste fout, sy bekendste fout, was die aand wat hy op die dak geloop het en vir Batsheba gesien het. Daardie aand moes hy van die dak afgeklim het. Moes hy homself gaan besig hou het met belangrike werk, met koninklike werk. Moes hy dalk self na die oorlog toe gegaan het. Maar Dawid laat roep vir Batsheba. Dawid pleeg oorspel. Hy slaap met 'n ander man se vrou. Hy doen sonde. Maar ook hierdie Dawid waarvan ons weet dat hy berou toon. Dat hy keer op keer om verskoning vra. Dat hy vra dat God hom sal vergewe. Dat God saam met hom sal wees. Dat die Here hom sal lei. Dawid wat gevas het. Opgehou eet het. Opgehou het om netjies te wees, om skoon te was. Op die vloer gaan lê het. In die hoop dat die kind sal lewe. Dawid is 'n naam wat ons goed ken. En ons dink baie keer aan Dawid en alles wat hy bereik het. Alles wat hy gedoen het, hoe naby aan die Here geleef het. Maar ons dink ook aan Dawid se foute. Dawid se naam leer ons dat daar is geen fout wat ons kan weghou van die Here nie. Dawid se naam leer ons dat maak nie saak hoe erg, hoe verkeerd ons optree. God is altyd by ons. Dawid se naam is 'n naam wat ons leer van liefde en genade, van God se verlossing. Die tweede naam waarna ons kyk is die naam van Batsheba. Batsheba was 'n goeie vrou. Sy het die wet nagekom soos wat van haar verwag is. Baie keer dan lees ons en ons dink dat Batsheba het op die dak gebad. Maar as 'n mens mooi gaan kyk na die Hebreëus, mooi gaan kyk na die 53 vertaling, die 2020 vertaling, selfs die 83 vertaling, dan maak dit duidelik dat Batsheba was besig om te bad en Dawid het haar vanaf die dak gesien. Hierdie vrou was getrou aan haar man totdat die koning haar laat roep het. Sy moes gehoor gee aan die koning se versoek, sy opdrag, en sy moes gehoor gee aan alles daarna. Batsheba se naam herinner ons daaraan dat sy ook foute het, dat sy ook die sonde gepleeg het. Maar Batsheba se naam gaan verder. Haar naam is opgeteken in die geslagsregister van die Here Jesus Christus. In 'n tyd waar tydens hulle nie vroue se name genoem het in geslagsregisters nie, word Batsheba se naam duidelik gestel. Batsheba het ook die Here gedien. Batsheba het ook berou gehad. En nadat die kind oorlede is, die kind wat sy in die wêreld gebring het, haar eerste kind, het sy en Dawid ook 'n tweede kind gehad. En sy naam is Salomo. Salomo het die volgende koning geword. Batsheba se tweede kind was die volgende koning van Israel. Derde naam waarvan ons lees in hierdie gedeelte is Uria. Uria, die man van Batsheba, 'n getroue en 'n loyale persoon. 'n Persoon wat
terwyl die manskappe op die slagveld op die gevegslinies gereed is, het Uria nie huis toe gegaan nie. Het Uria nie na sy vrou toe gegaan nie. Nie na die gemak en die veiligheid en die warmte van sy eie huis gegaan nie. Maar hy gaan slaap in die stadspoort voor die paleis, besig nog steeds om sy koning te bewaak. Dieselfde koning wat hom verraai het. Uria, 'n goeie man, 'n Hetiet, 'n man wat die Here gedien het, 'n man wat lojaal was, 'n man wat God gedien het. Die vierde naam waarvan ons lees is die naam van die profeet Nathan. En die profeet Nathan word 2 keer na Dawid toe gestuur. Die tweede keer met 'n boodskap oor Salomo, die eerste keer 'n boodskap vir Dawid. Van hierdie man leer ons wysheid, 'n slim en 'n wyse profeet. Want watter profeet kan na 'n koning toe gaan en vir die koning sê, jy het sonde gedoen, jy het foutief opgetree, jy het die Here se hart seer gemaak. Nathan doen dit op 'n beskeie en 'n verantwoordelike manier. Nathan gaan na Dawid toe en hy gaan terug na Dawid se begin toe, na skape toe. 'n herder wat skape opgepas het. Nathan vertel aan Dawid 'n storie. Daar was 'n baie ryk man met baie skape. Daar was 'n arm man met net een lammetjie, 'n maklam, 'n hanslam, 'n lam wat uit sy hand uit geëet het en by sy kinders op die bed geslaap het. Maar eendag wou die ryk man 'n fees hou vir sy vriende en in plaas daarvan om een van sy eie skape te slag, laat haal hy die maklam van die arm man en hy slag die hanslam van die arm man. En Dawid is ontstoke, want hoe kan jy die hanslam, die maklam van die arm man, wie kan so onreg pleeg? Bring daardie man, hy moet dadelik doodgemaak word. Nathan sluk swaar. Koning, die majesteit, dit is jy. Die maklam, die hanslam, dit is Uria se vrou. Dawid besef in die wysheid van hierdie profeet, wat die opdrag van God uitgevoer het, ten koste van die lewe, sy eie lewe se veiligheid. Want Dawid kon net sowel hom ook laat vermoor het. Nathan, 'n man wat 'n boodskapper van God is. 5de naam waarvan ons lees, is in die laaste verse die kind wat gebore is met die naam Salomo. Dawid het hom Salomo laat noem, en van Salomo weet ons dis Salomo met sy wysheid. Die spreuke van Salomo. Wysheid wat so ver gegaan het dat konings en koninginne van reg oor die wêreld gekom het om na sy wysheid te luister. Salomo wat vir die 2 ma's gesê het wat beklei oor 'n kind, bring die kind, ons kap hom in die helfte en ons gee vir elkeen van julle 'n gedeelte. Sodat die werklike ma sal opspring en sê nee. Die kind kan liewers leef by iemand anders. Maar laat die kind leef. Salomo in al sy wysheid. Het julle opgelet? Salomo het 'n tweede naam gekry. Kyk daar in die einde. Die Here het weer die profeet Nathan gestuur met 'n boodskap. Gee aan Salomo die naam Jedidja. Die enigste plek in die Bybel waar die naam Jedidja voorkom. En die betekenis, God het hom lief. Geliefde van die Here. Jedidja. Die vernaamde woord wil huis toe vat. Vat die naam Jedidja. As jy vanaand 'n bynaam vir jou moet byskryf, 'n geestelike bynaam, 'n geloofsbynaam, gee vir jouself die bynaam Jedidja. Geliefde van die Here. Want elkeen van ons se name het betekenis. Elkeen van ons se byname het betekenis.
Maar die Here gee ook vir ons 'n naam wat betekenis dra. Geliefde van die Here, Jedidja. 'n Naam wat so swaar weeg, wat so kosbaar is, wat so diep in ons hart geberg kan word. Want Jesus Christus het gesterf aan die kruis vir elkeen van ons. Hoekom? Want God is so lief vir ons, dat hy liewer sal sterf aan die kruis, as om een van ons te verloor. Die bewys van God se liefde. Die 6de, die laaste, die belangrikste naam in hierdie gedeelte, die naam van God, die Here. Die Here was saam met Dawid. Die Here was saam met Batsheba. Die Here was saam met Nathan. Die Here was self saam met Uria en die ongebore kind wat gesterf het. Die Here is by ons. Die Here weet wanneer ons foute maak. Hy weet wanneer ons val. Hy weet wanneer ons dink ons om teleurstel. Maar nog steeds is die Here daar vir ons. Ons God is 'n God van liefde. Ons God is 'n God van genade. En daarom sê Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld, dat hy sy seun gestuur het. Wanneer ons bid, onthou om vir die Here al die dank te gee. Wanneer ons bid, onthou om vir die Here om verskoning te vra vir daardie kere wat ons wel val. Wanneer ons bid, onthou om vir die Here dankie te sê, dat hy daar staan om ons op te help. Dat sy arms oopgevou is om ons terug te verwelkom. Dat hy selfs aan Dawid 'n tweede kans gegee het. Dat hy selfs vir Batsheba 'n tweede kans gegee het. Dat die Here ook aan ons soveel kansse gee. Daarom het ons vanaand begin met die vraag, wat beteken julle name? En as julle nog nie weet wat julle name beteken nie, gaan soek dit op, gaan vind dit uit. Maar skryf vanaand vir jou nog 'n naam by. Jedidja, geliefde van die Here. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here en Hemelse Vader, dankie dat elkeen van ons se name in U handpalm gegraveer is. Dankie dat U elkeen van ons ken, nie net ons naam nie, maar ons persoonlikheid, ons drome, dit waaroor ons bang is en dit waaroor ons opgewonde is. Here, dankie dat ons die naam by U ook kry, Jedidja. Dankie dat U vir elkeen van ons geliefd is. Dankie dat daar geen perke, geen einde aan U liefde is nie. Here, gee dat ons ook altyd U naam op ons lippe sal heilig, U naam sal respekteer, maar U naam ook in ons harte sal dra. Here, wees saam met elkeen van ons in hierdie week, elkeen wat eksamen skryf, elkeen wat moet leer, elkeen wat selfs moet Here, wees saam met ons. Ons bid dit in die groot en heilige naam alleen. Amen.